Hartlike goeienaand almal. Welkom vir die wat die koue trotseer vanaand. Mag ons geseënde geleentheid hê vanaand. Ook almal wat saam met ons op die internet luister, ek hoop jy het ook baie mooi aand vanaand saam met ons. Mag ons regtig iets leer vanaand en ons is amper klaar met hierdie reeks van ons. Die tweede laaste een vanaand. So kom ons gaan vanaand bietjie saamgesels hierso oor die hoorsintuig, ons gehoorsintuig, ore. Jy sal dit ook oplet as ons saam sing, veral in die laaste liedere, gaan ons dit baie sterk hoor. Ons gaan vanaand, ek wil vir julle net sê afkondigings, en dan gaan ons vir ons die seën uitspreek, en daarna sing ons Psalm 111, dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed, woordverkondiging, en dan sing ons Skrifruiming 15:2, vers 3, wat jy sal hoor, wat baie mooi oor gehoor gaan, en dan die kollekte, en dan sing ons Psalm 85, en dan weer 'n gebed, en dan die wegstuurseën. Wat die afkondigings betref, net vooraf, die kollekte vanaand onder die erediens, gaan vir die dowes en die blindes, en by die deure gaan vir die emeritaatsfonds. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lied 164, vers 1 en vers 2, wat, jy sal sien, die lied sê dat ons is hier by mekaar, as gelowiges, in ontmoeting met die Here. En altyd as ons hierdie liedere sing, onthou dit asseblief tog, ons is, weet die Here sê, waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is, daar is hy ook. Dit sê nie dat die Here nie by jou is as jy alleen is nie, dit beteken dat hy oral altyd by ons is. Maar vanaand, as ons hierso by mekaar is, as broers en susters, dan vergader ons in sy naam. Kom ons sing lied 164, vers 1 en vers 2, en dan direk daarna Psalm 111, vers 1, 2 en 4. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. Oh
Kom ons sit so, dan gaan ek vir ons saam bid. Ons almagtige, troue Here en Hemelse Vader. Here, aan U kom toe die lof, die eer, die dank en die aanbidding. En dit is wat ons vanaand ook hierso besig mee wil wees. Here, dis hoekom ons tot U nader in gebed en hoekom ons saam sing en hoekom ons net vir 'n oomblik in hierdie dag stil raak. Om U te kom prys vir wie U is. Here, mag dit nie net wees dat ons U loof en prys Sondag 10:30 en 6:30 nie. Mag dit iets wees wat ons elke liewe dag doen. Mag dit iets wees wat, as U iets op ons harte druk, dat ons die lof aan U kan bring. Here, as ons met mense in gesprekke is, dat ons aan U die eer kan gee. As ons dinge doen, dat ons dit doen om U naam te verheerlik. Dis hoekom ons vanaand ook hier so is, o God. Om U naam groot te maak en by U te kom stil sit, om te kom hoor presies wat dit is wat U vir ons wil leer, hoe ons lewe moet rig, hoe U wil hê ons moet lewe. Hoe U wil hê ons met ander mense en met ons medegelowiges moet omgaan. Ons kom in voorbereiding vanaand, Here, vir dit wat verder hierso volg. Wil U in U grootheid en in U barmhartigheid ons klein nietige mense kom vul en kom opvul vanaand, sodat ons krag het, Here, omdat ons U woord gehoor het, wil U ons laat verstaan ook. Mag vanaand se boodskap, mag vanaand se woord, o Here, op goeie grond val, sodat dit sal wortel skiet en dat dit in ons lewe sal prakties kan raak en in ons lewe prakties sal wees. Wil U met elkeen van ons, waar ons is, in ons geloofspad met U, wil U ons hier kom ontmoet en wil U hier vir ons elkeen in ons harte met ons kom praat en vir ons kom sê dit wat U wil hê ons vandag en vanaand moet hoor. Here, gee vir ons gefokusde denke vanaand. Gee vir ons 'n kalmte om nou net hier te kan wees en te weet dat ons hier bymekaar is in U groot en heilige naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Vir die wat dalk vir die eerste keer hierso saam in die aand is, of wat op die internet vir die eerste keer saam luister in die aandbyeenkomste, is ons besig met die 5 sintuie reeks. Nou, dit is 'n reeks wat gebaseer is op een van ons 5 sintuie. Ons kyk na 'n skrifgedeelte wat handel oor een van hierdie sintuie dan. En ons het sover in die verlede het ons aandag gegee aan sig. Ons het begin met die oë en toe die neus, reuk en toe die mond. Wat ons proe, en vanaand gaan ons stil staan dan by die oor. Nou, jy weet nie, net so interessantheid, die oor is hoofsaaklik daar vir 2 redes, is vir gehoor en vir balans. Mense wat scuba duik sal weet dat mense ook dit gebruik om wat ons noem te equalize, sodat die druk van buite en binnekant jou oor dieselfde kan wees. Nou net so vinnig ietsie oor die oor. Die oor bestaan uit 3 dele. Die buiteoor, middeloor en die binneoor. Nou die buiteoor is hierdie vleesagtige flap. Almal vat gou aan jou oor net vinnig, net seker maak ons het ore. Is jou oor hierdie nee, is die vleesagtige flap langs jou kop en dit vang klankgolwe op. En die middeloor is so 'n kamertjie. En ek onthou hierdie woorde so goed van biologie klas. Hy die hamer, die ambeeld en die stabiel, nee, daai 3 beentjies is hier so in die middeloor agter die trommelvlies en dan in jou klein of in die binneste oor is daar dan haarvliese. So die klankgolwe stimuleer die trom, hierdie beentjies dra dit oor tot in die binneoor en hierdie haarselle vang die klankgolwe op en dit stuur dit brein toe en die brein interpreteer dit en sê vir jou wat jy hoor. Eintlik ongelooflik hoe ons oor werk. Nou, ek wil net dalk dit bynoem. Ek sal onthou, ons is besig in die oggende met die hartklop-reeks en dit het begin by Openbaring. En in die soektog hierdie week, of eintlik verlede week al, waaroor mens oor gehoor gaan praat,
Dan het ek kon onthou in Openbaring 2, en eintlik in al 7 briewe wat in Openbaring geskryf staan daar die woorde aan die einde van elke brief omtrent. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En in die soektog na die betekenis hiervan, en kom ons agter, maar hoe baie kom dit voor in die Nuwe Testament, en dit het ons toe gebring vanaand by Markus 4, en ek dink dis die gedeelte wat oor gehoor dalk die beste vir ons iets sê daaroor, veral omdat die woordjie hoor 13 keer in 20 verse voorkom. So kom ons maak oop by Markus 4, dit is vanaand se skrifgedeelte, Markus 4, ons gaan lees vers 1 tot vers 20. Baie bekend gelykenis van die saaier, en ook een van die enigste gelykenisse wat Jesus Christus self verklaar. En toe ek nou lees, dink ek maar, daar is mos nie verklaring verder nodig nie, en dit is so, daar is regtig nie. Ek hoop nie dit wat u vanaand hoor is maar net dieselfde woorde wat hier staan in ander woorde nie, maar dalk kan u hopelik iets byleer vanaand. Kom ons lees, Markus 4 vers 1 tot vers 20. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skei gaan sit het. Die hele menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer. So het hy onder andere gesê, terwyl hy hulle leer, luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom, en dit laat verstrik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het opgekom, gegroei, en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60voudig, en nog ander 100voudig. Verder het hy gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. Toe hy alleen was, het die mense wat saam met die 12 by hom was, hom oor die gelykenisse uitgevra, en hy het vir hulle gesê, aan julle is die insig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelykenisse, sodat hulle kyk en tog nie sien nie, en hoor en tog nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie, en hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Kyk gou weer na vers 9, nee. Dis nou die ding wat ek nou vir u genoem het nou net, nee. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Hierdie is seker een van die spreekwoorde wat Jesus die heel meeste gebruik wanneer hy leer, wanneer hy mense iets leer. Dit het waarskynlik sy oorsprong in Jesaja 6, kan jy al iets daarvan, of variasies daarvan lees, en dan ook in Matteus, Markus, Lukas, en dan veral in Openbaring het ek genoem, lees ons dit baie. Nou die spreekwoord word omtrent altyd, hoor baie mooi, gebruik om dit wat vooraf gaan, te beklemtoon of te versterk. Dit gaan oor dit wat jy hoor, en hoe jy dan reageer daarop, nee. Daai woorde, wie oor het en kan hoor, moet luister, nee. Daai luister, Engels sê heeding, nee. Dit gaan oor om te reageer op dit wat jy hoor, en nie net dit te hoor nie. So Markus 4 wat ons gelees het, dan sluit Jesus
die gelykenis af, nee, vers 9 met hierdie woorde, nee, wie ore het en kan hoor, moet luister. Nou in hierdie gelykenis is dit baie duidelik, sonder enige moeilike verklaring, dat Jesus die grond, of ons ore, nee, ons ore, vergelyk met grond. Ons kan ook sê ons harte, nee, want op die einde van die dag, dan is die bedoeling dat jy hoor met jou oor, dit gaan deur die buiteoor, middeloor, binneoor, na die brein toe, en dit spreek woordelik, dan moet dit jou hart aanraak, nee. So dit gaan eintlik oor jou hart, maar ons praat oor ore, omdat ons vanaand oor die ore praat, nee. So, Jesus vergelyk ons ore met grond, nee. So kom ons kyk vanaand na wat Christus hierso sê, die 4 verskillende ore waarmee mense hoor. Ek dink dis baie omvattend, en ek dink dit is iets wat ons dalk al gehoor het, en weer regtig vanaand aan herinner moet word, nee. So ons kyk na 4 verskillende maniere, 4 verskillende ore, waarmee ons kan hoor. 'n saaier het eendag gaan saad saai, en jy sal sien vers 1 tot 9 is die gelykenis, vers 13 tot vers 20 die verklaring daarvan. Ons gaan so tussenin rondspring, omdat dit een geheel is. Die saaier het eendag gaan saad saai. Nou, die saaier in die geval kan definitief Jesus Christus wees, want hy is die een wat op daai stadium die woord verkondig, maar dit is enige iemand wat die woord verkondig, nee. Die saad is die woord, en die grond is die ore of die harte van die wat die woord hoor. Nou moet jy verstaan, net iets van die boerdery dalk van hoe die mense daai tyd geboer het. Die saaier het so 'n sak gedra en het dan saad gevat en het gestrooi, nee, heeltyd gestrooi en die saad het geval en dan daarna eers het hulle gegaan en die saad in die grond ingespit. Vandag doen ons dit andersom. Ons ploeg eers die grond om en dan plant ons die saad in. Hulle het dit bietjie anders omgedoen. So, en dan wat ons ook moet in gedagte hou, ons praat van Palestina hierso. Baie rotsagtig, moeilike landbougrond. So mens kan verstaan hoe die saad op hierdie 4 verskillende grond dan nou maar val. So die boer saai die saad en die saad val op 4 verskillende ore of gronde. Nou in al 4 gevalle is die saad en die saaier bly konstant. En dit bly dieselfde. Dit is elke keer die oor op die hart of die grond wat verskil. En eintlik, as jy mooi daaraan dink, is nogal eintlik, maar ons is eintlik bang, as jy mooi daaraan dink, dan verduidelik Christus hierso, dat 75%, nee, of 3/4 van die mense, hoor die woord, maar reageer nie daarop nie. En 25% reageer wel daarop nie. En mens sien dit in die lewe ook nie. So wat Jesus hierso sê is, amper 3/4 van die mense mis die boodskap. Hulle het ore, maar hulle hoor nie. Hulle het ore, maar hulle gebruik dit nie, nee. Hierdie vleesagtige flappe langs ons koppe, wat klankgolwe van woorde oordra, nee. Dit kom net in en dit gaan weer uit. Dit sak nie dieper in. Word nie verwerk deur die brein en sak dieper in en vat grond in ons harte nie. En ons redes daarvoor. Jesus gee vir ons 3 redes, nee. Ons gaan kyk vanaand na die persvroukie, die oranje mannetjie en die groen vroukie. Ek dink dit is 'n uitstekende beeld hierdie, wat hierdie 4 verskillende grond of ore dan vir ons nou uitbeeld. Kom ons kyk na hierdie 4 verskillende ore en die 3 redes wat Christus gee oor waar dinge kan skeefloop. Nou ons gaan vir die doel van vanaand praat van die volgende, kom ons sê nou maar terme. Kom ons noem die eerste ene die nie reagerende oor. En ons noem die tweede ene die impulsiewe oor. Jy gaan verstaan hoekom ons sê impulsief. Die derde ene is die aandag afleibare oor en die vierde ene is die reagerende oor. Nee, dis die 4 verskillende ore waaroor ons gaan praat. Kom ons begin by die eerste ene, by die pers, die nie reagerende oor. Nou, dit is die een waarop die saad dan nou op die pad val. Nou, kom ons kyk 'n bietjie wat staan daar. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die saad aan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Hierdie mense is mense wat die duiwel kans gee om die woord weg te neem, omdat hulle niks met dit doen nie. Dit lê nie daar. Dit lê nie hierso. Daar word nie gereageer daarop nie. Dit lê rond en dan kom die duiwel en hy pik dit weg nie. Dis mense wat byvoorbeeld nie van die woord
die woord self hou nie, of nie van die boodskapper hou nie, en hulle het iets daarteen. Dink byvoorbeeld hierso aan die Fariseërs, nee, of die Herodiane, die mense wat vir Herodes aangehang het. Hierdie ouens het nie baie van Jesus Christus gehou, of die boodskap wat hy gebring het nie. En ons sien elke keer, wanneer ons die Nuwe Testament lees, dan sien ons hoe hulle eintlik verhard, nee, hoe hulle soos daai pad is, nee, klipharde harte het, en nie reageer op God se woord, wat hy vir ons, wat hy verkondig het nie. En, of 'n derde rede, is dat, wanneer jy die woord hoor, dan kom jy agter, maar, hierdie woord, gaan my verontrief, en ek sien nie kans daarvoor nie. Ek wil dit eerder, kom ons los dit eerder. Met, al in die Ou Testament, sê God vir Esegiel, presies dit wat ons hieroor praat nie. Hy sê, jy is vir hulle maar net soos iemand wat met 'n mooi stem liedjies vol begeerte sing en die lier goed speel. Hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen niks van wat jy sê. Dit is die nie reagerende oor. Kortliks. Kom ons kyk na die impulsiewe oor, nee. Dis die saad wat op die rotse geland het. Kom ons kyk wat sê Jesus daaroor. Hy sê daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Nou gemeente, dit is mense wat deur eksterne faktore beïnvloed word. Dis mense wat die woord hoor, nee, en hulle is bly daaroor. Dis vir hulle wonderlike nuus. Maar dit skiet nie diep genoeg wortel sodat dit by hulle posvat nie. Dis oppervlakkig. Mens sien dit veral in tye van verdrukking of vervolging, soos wat ons gelees het hierso nie. Verdrukking is wanneer daar eksterne druk op jou geplaas word deur byvoorbeeld nie gelowige omgewing of groepsdruk byvoorbeeld. Vervolging is fisiese lyding as gevolg van die woord wat deur of dis fisiese lyding oor die woord wat deur vyande aan jou verrig word. Hierso byvoorbeeld is mense 'n sprekende voorbeeld is mense wat toe Jesus op die donkie, nee, jy onthou toe hy op die donkie ingery het in Jerusalem in, toe was daar 'n klomp mense wat hom toegejuig het met palms en hulle klere vir hom uitgegooi het. En dan 'n paar oomblikke later skree kruisig hom, nee, wat onder daai groepsdruk val. Hoor die woord baie bly daaroor, maar dan kom die druk, nee, en dan val hulle geloof, nee. Dis hoekom Jesus sê as die son opkom, dan sit jy met 'n verlepte geloof. Dis 'n geloof waarvan die wortel nie diep afgaan nie. So as die son kom, dan brand dit hom en hy gaan dood. Dis mense wat, as mens hierso van praat, en ek wil by elke stukkie grond 'n ander gedeelte van die Bybel aanhaak. Dis mense wat 1 Petrus 4 vers 14 nie verstaan wat sê dat as jy geseënd is jy wat ly. Nee, geseënd is jy wat vervolg word. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. Hulle verstaan nie dit nie. En daarom laat gaan hulle die geloof, nee. Dit kom in, is baie bly. As die son begin skyn, moeilikheid kom, harde tye kom, moeilike tye kom in mense lewe, dan val dit by die ander oor uit. Die aandag afleibare oor, nee, of die onkruid, weer 'n kostelike prent wat ek gekry het hieroor. Dit is die oor wat vol afleidings is, nee. Jesus sê daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dis hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Nou hierdie mense, of hierdie ore, stuk grond, dis mense wat interne druk ervaar. By hulle val die saad, dit val op redelike goeie grond, en dit skiet wortel, nee,
maar dit skiet wortel tussen onkruid. En ons weet wat doen onkruid, dit neem oor. Nee, dit verstik al die ander plante en dit neem iets heeltemal oor. Nou dis die tipe mense wat professionele warriors is. Nie met 'n A nie, met Engels nie, hulle bekommer, hulle is professionele bekommeraars. 'n Voorbeeld hierso is iemand soos die ryk jong man. Jy sal onthou, hy het gesê, Jesus, ek wil U volg, wat moet ek doen? Toe sê Jesus vir hom, gee alles weg wat jy het en kom volg my. En toe was dit vir hom te moeilik en hy het dit nie gedoen nie. En dis 'n klassieke voorbeeld van iemand op wie die saad tussen die onkruid gesaai is. Maar dan sê Jesus vir ons hierso, daar's 3 dinge wat die woord versmoor, nee, wat die lewe uit jou uitdruk. En dit is nommer 1, die sorge van die lewe, die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge. Nou die sorge van die lewe is daardie konstante bekommernisse oor wêreldse goed, nee. Dit is dinge wat ons besig hou in ons eie tyd, nee. Die bekommernis oor watter tipe, of kom ek sê so, jy het nou die Samsung 4, nee, en nou is die Samsung 5 uit, en jy wil hom eintlik graag hê, en bekommer jy, want jy bly net nie voor met die tegnologie ding nie. Nee, sorge van die lewe. Die verleiding van rykdom. Arme mense wat dink, as ek net kan ryk wees, dan gaan ek gelukkig wees. En dan dalk word hulle ryk, ek kom wel agter, maar dis nou nie so, ek wil nog bietjie ryker word nie. Of ryk mense wat sê, maar as ek net daar kan wees, dan sal ek gelukkig wees nie. Hierdie ding wat ons net heeltemal, hierdie leuen wat die wêreld aan ons vertel. Of ons moet onsself boeglam werk om 'n sekere lewenstyl te handhaaf. En die begeertes na allerlei dinge. Weet, as ons daaroor praat, nee, dan wil ek hierso 2 dinge noem. Nommer 1 is, mens kry goeie en slegte begeertes, nee. Mense sê ek begeer om by die Here te wees. Ek dink dit is 'n mooi begeerte. Maar jy kry begeertes waarvan die objek wat jy begeer sleg is, nee, soos dwelms byvoorbeeld. Of nog 'n ding wat sleg sal wees is om 'n ander man of vrou te begeer, nee. Dis waarvan die objek sleg is. Maar ander kere gebeur dit dat die begeerte self oormatig ongesond is, nee. En dan sê die Here, en hierdie tipe goed, nee, hierdie sorge van die lewe, hierdie verleiding van rykdom, hierdie begeertes na allerlei ander dinge, dit letterlik, soos daai prentjie gewys het, druk die lewe uit dit wat opgekom het, en dit lê dit lam, nee, dit lê dit dood. Dink bietjie vir jouself. As jy konstante bekommernis oor 'n wêreldse ding het, hoe lê jy wakker in die aand? Môreoggend, of jy drome daaroor, of môreoggend, dan is dit nog steeds daar, en dit bly jou by, en jy wil hierdie ding uitsorteer, en dit druk 'n mens se geloofslewe plat. Weet, die hele ding, ek gaan nou vir u Psalm 1 aanhaal, wat baie mooi sê, wat God se woord dag en nag oordink, nee. Dis wat hierdie goeders doen, dit druk dit mors dood, nee. En dit kan net nie groei, sodat dit kan vrugte wys nie. So hierdie saad val op goeie grond, nee, maar daar's ander plante daar, wat nie saam met dit kan gaan nie, en dit druk mekaar dood. En ons weet wat sê Jesus daaroor, jy kan nie 2 base gelyk aanbid nie, plek vir een. Dit is, in Johannes 2 vers 16, sê die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, nee, ons het al baie oor gepraat, nee, as ek net kan besit, sal ek gelukkig wees, as ek net nog meer kan hê, nee, hierdie oormatige oordrywing na besittings, nee, daai besit kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. Ja, dit is so, verstaan baie mooi, die Here gee ons ook goeie dinge, nee, en hy wil hê ons moet die lewe geniet, maar dit gaan oor daai, alles met 'n te, behalwe tevrede, daai ding, is hier van toepassing. So, dis hierdie tipe ding, wat ons na die Here toe moet vat, en moet vra en bid vir bevryding, van hierdie dinge, wat ons hart so vol maak, en wat die woord net konstant dooddruk. Die laaste grond of oor, wat ons vanaand oor praat, is die reagerende oor, nee, of die saad wat in goeie grond val. En dan is daar die mense,
By wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100voudig. Hierdie mense hoor die woord want hulle wil dit hoor. Goeie grond, nee, goeie ore, luister en aanvaar die woord, nee. En julle, dit is wat ek dink die voorbeeld wat Christus hierso vir ons wil hê. Dit is wat hy wil hê, nee. Aanvaar die woord en maak dit prakties deel van ons lewe. Sulke ore kies doelbewus dat dit dieper insak. En dit kies nie om sporadies of oppervlakkig in ons lewe pos te vat nie, of wortel te skiet nie. Hierdie tipe ore waak teen die sorge van die lewe, die begeertes en die verleiding na rykdom. Hulle waak daarteen. Hulle kom agter, maar hier's 'n ding wat lei. Hier's 'n ding wat ek voel my dooddruk. Dit moet hom plat maak. Ek moet dit aan die Here toe vat. Hierdie ore vertrou die saad en dit vertrou die saaier. Het niks teen dit nie. Weet, en dan gebeur dit dat die buiteoor vang hierdie klankgolwe van die woord op, nee, dit wat jy lees, nee, het vang dit op. Dit gaan deur die middeloor, dit gaan deur die binneoor. Dit word geïnterpreteer in die brein. Dit gaan na jou hart toe en dit loop uit in jou hand, in jou voete en in jou mond en hoe jy praat. Dan raak dit prakties. Dan reageer jy op dit wat jy hoor. Julle hierdie hele ding van 'n lekker lewe, en dis goed om 'n lekker lewe te hê, maar hierdie hele ding van ek hoor die woord solank dit net nie my lewe versteur nie, op een of ander manier nie. Glo ek is die ding wat ons vandag die meeste dooddruk. Ek sê dit eerlik vanaand vir u. Want as Christus sekere goed sê wat ons nie wil hoor nie, dan ignoreer ons dit. En dan is dit, wel, dan val ons op een van hierdie 3 gronde. En nie op die goeie grond nie. Jy moet regtig vanaand vir jouself afvra hierso. As ek iets hoor of as ek iets lees en ek voel dis iets wat ek moet verander, maar ek sien nie kans daarvoor nie, is dit waarop jy moet aandag gee. Dit druk op jou. Dis iets wat jy moet doen. Dis iets waarop jy moet reageer. En as jy dit nie doen nie, dan is jy ongehoorsaam. Jy kan dit nie makliker of beter stel nie. Dit moet vrug dra. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie. Maar kyk hierso, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink, nee, dit deel maak van jou lewe. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En selfs die vrug wat jy gee, verskil. Jesus sê hierso. Hy sê party gee 30voudig, party gee 60 en party gee 100voudig. Daar is 'n verskil in die mate van vrug wat ek en jy dra. Ek gaan nou die beginsel neerlê, maar dink byvoorbeeld aan Paulus, Titus en Timoteus. 3 mense wat totaal uitverkoop was in die evangelie. Maar as jy gaan lees in die Bybel, dan kan ons met sekerheid sê dat die mate van hulle vrug het verskil. Ek dink as jy met Paulus is die een wat hy sy lewe daarvan afgaan. Hy het vrug gedra 100voudig. Timoteus het dalk nog hier of daar was jonk, dalk 'n probleem hier en daar gehad nog. Maar die vrug verskil, maar die beginsel is dat wat sê Johannes 15, as ons in Jesus Christus is, ons vrugte dra. Dis die beginsel, dra vrugte. Dit kan nie anders nie. Solank ons vrugte dra, solank jy reageer op dit wat die woord vir jou sê, op dit wat jy hoor met jou oor. 4 verskillende ore. Die nie reagerende oor. Ons gehoor van die impulsiewe oor, die rotse, klipbanke. Ons het gehoor van die aandag afleibare oor, die een wat in onkruid val. Ons het gehoor van die reagerende oor.
Jy kan self bepaal, want ek weet, dit is wat vanaand hierso vir ons gesê word, jy kan self bepaal met watter tipe oor jy luister. Maar hierdie gelykenis gaan nie net oor met watter tipe oor ek luister nie, dit gaan ook oor jy wat die woord saai, jy wat die woord verkondig, het die verantwoordelikheid om altyd te aanhou saai. Jy weet nie, die ou, of die persoon of mense waarop jy die saad saai, jy weet nie wat een van hierdie ore hulle het nie. Ons kan bid vir hulle. Ons kan bid dat die Gees hierdie ouens vat en die saad laat omkiem. So tweeledig is hierdie ding. Met watter oor luister jy en hou aan saai, want jy weet nie vir watter tipe grond jy op saai nie. Ons weet dit. Wat gebeur in jou oor? Wat gaan in jou oor? Voel of jy net, nee, want hierdie gedeelte, Jesus het hierdie gedeelte afgesluit met wie ore het en kan hoor, moet luister. En dit beklemtoon altyd die voorafgaande gedeelte of versterk dit. En vanaand moet ons vir mekaar weer hierso sê. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Kom ons sit so, en dan wil ek het so reël, kom ons sing nou onmiddellik, Skrifruiming 15:2 vers 3, en dan direk daarna, dan bly ons stil en ons gee geleentheid vir nadenke, vers 3 wat ons nou gaan sing, gaan oor Efesiërs 2, die brief aan die Efesiërs, Openbaring 2, en spesifiek, almal wat 'n oor het, laat hom hoor, nee, en net om dit te versterk wat ons vanaand gesê het, en daarna vat ons 'n minuut, vir stil denke, ek sal vir Pieter wys wanneer hy weer kan vir ons iets speel, sodat ons die kollekte dan kan opneem. Maar kom ons vat regtig tyd om te besin oor dit wat vanaand ook hierso gesê is, sodat jy kan seker maak met watter oor jy hoor. Kom ons sing. Yes.
Psalm 85 vers 1, 2 en 3 gaan ons nou saam sing en ons kan staan daarvoor. En dan direk daarna gaan ons saam bid en ons gaan sommer bly staan daarvoor en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. So kom ons staan en dan sing ons, dan bid ons saam en dan ontvang ons die seën van die Here. Here, U ken ons harte so goed. Ons weet dat wanneer ons die woord hoor en U woord hoor wat vir ons so kosbaar is, dat dit moet vermenigvuldig en dat dit moet saad skiet en dat dit moet meer word. En dat dit moet vrug dra, 30, 60, selfs 100voudig. Vader, ons wil vanaand kom bid vir die mense wat U woord hoor, maar net glad nie daarop reageer nie. Wat kwaad is vir U of wat nie belangstel in U woord nie. Ons wil vir hulle kom bid dat U daardie harde harte, dat U deur die Gees sal sag maak, sodat dit goeie grond word, want net U, o Here, kan 'n kliphare teerpad omskakel in goeie vrugbare grond. U is almagtig, U kan dit doen. Vader, ons wil kom bid vir mense in ons gemeente, mense wat buite die geloof staan, wat die geloof of wat die woord hoor en bly is daaroor. Here, maar sodra dinge begin druk in die lewe, het sy armoede of werksverlies of 'n moeilike vraag oor waar is hy as daar soveel lyding in hierdie wêreld is. En dan moed verloor en die geloof ook in daai proses verloor en die woord verloor. Ons wil bid vir hulle, o Here, dat U daai saad en daai plantjie uit die rotsbank sal trek en dat U dit in goeie grond sal sit, want alleen by U is daar antwoorde. U is ons enigste troos en ons enigste hoop. Vader, ons wil vanaand kom intree vir die mense wat se geloof en wat die hoor van die woord, waar dit heeltemal versmoor word.
Vader, U ken die tyd waarin ons leef, en ons grootste uitdaging, as ons vir U moet kom herken vanaand, is dat ons lief is vir hierdie aardse dinge. Ons is lief vir die sorge van die lewe, en ons bekommer ons daaroor. Terwyl U sê, kyk na die lelies, kyk na die voëls, ek sorg vir hulle, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg nie. En dan sien ons hoe U dit op maniere doen, wat ons dit net nie kan glo nie. Here, ons het daardie innerlike ding in ons om net te wil begeer en te wil meer hê, meer as wat ons moet hê. En daarom bid ons vanaand, Here, gee ons net genoeg, sodat ons nie steel nie. Gee ons nie te veel, sodat ons U verloon en sê, maar ek het dit self reg gekry. U alleen het die krag en die mag om daai onkruid stil te maak, dood te maak in ons. U alleen weet wat in elkeen van ons se lewe nodig is, watter onkruiddoder nodig is, o God, wat hierdie goed kan versmoor, sodat dit ons nie kan versmoor nie. Ons wil bid vanaand vir goeie grondore. Here, gee ons daai ore wat hoor en wat reageer. U het ons so ongelooflik gemaak met 'n oor wat net alles kan hoor, en ons hoor konstant heeltyd altyd iets. Gee dat ons dit sal reg interpreteer en dat dit sal prakties word in ons lewe. Wys ons waar dit kan gebeur. Wys ons hoe ons dit kan doen, sodat ons praktiese hande en hande Christene kan word. Here, dankie dat ons hierdie dinge van U kan vra. En ons wil regtig vir U vra om ons hierin by te staan. Deur die Gees, maak ons sterk. Geef ons reagerende ore, sodat ander mense ook na ons kan kyk en by ons kan hoor en by ons kan aansteek. Dis wat ons vanaand vir U wil kom vra. Dis ons gebed. Ons as U kinders wat vanaand hier by mekaar is, kom smeek dit van U. Amen. Gemeente, ontvang ook die seën van die Here en gaan hierdie week verder in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly. Amen.